Rol ons Dis al. begin. Okay, kom ons ching chong chow, wie gaan eers praat? Ching chong chow. Ching chong chow. Daar sê, laat ek begin. Okay. Die vraag is, waar begin ons? Kom ons sê, maar jy moet eers praat. Okay. Welkom by Twak Praat. Dis presies wat ons gaan doen. Ja. En nee, ons sien uit om saam met julle lekker te kuier elke week. Rikkie, ons praat nou nogal al, ek dink ek en jy praat al 2 jaar lank, laat ons 'n podcast wil begin. En hier sit ons nou, 2 jaar later, en ek moet sê dit het redelik effort gevat om hier uit te kom. Te danke aan jou, though. Ek meen, ek het nie veel gedoen nie. Ek dink meer dis jou skuld dat ons hier begin het, maar jy's so besig om net vir mense te vertel, jy weet, ek meen jy, behalwe dat jy nou elke week op nasionale televisie is en jy doen veilings en jy MC en jy doen allerhande goed, het jy maar begin as 'n bestuurder wel nie begin nie, maar jy bestuur my al vir 10 jaar. 10 jaar. Soos mense vir my bespreek vir 'n vertoning wat mense dalk nie geweet het as hulle praat met jou. Weet jy wat's lekker? Die mense ken my as Hammy op TV, en as ek die foon antwoord, as ek in die kantoor is, oor jou goed, dan sê ek Hamilton. So hulle weet, die lekker ding is, mense weet nie, dis ek wat talks and chops doen. Nie so ek sê, dis Hamilton wat praat, en dan, hallo Hamilton, is ek by die regte plek kan, waar ons vir Rieke Snell kan bespreek. Maar ons het, dis reg, dis hierdie jaar al 10 jaar, wat ek jou besprekings doen, maar dis al 20 jaar wat ek en jy mekaar al ken, hè? So alhoekom mense my weer boek, kom ek agtertoe lately, is wat hulle sê, dit is die naaiste agent of bestuurder met wie hulle ooit gepraat het. So, het gaan nie eintlik oor my nie. Ja, dit het niks met hulle jou wil net weer met jou werk. Ja. So sê dankie, Hammy. Dankie. Ja, dis 'n plesier. So ek is die rede hoekom jy werk het, né? Ja. Jy praat nou asof ek besig is. Ek meen jy by die stadium doen 'n goeie 8 tot 10 shows 'n maand en jy hardloop rond, maar ek dink voor ons praat oor daai, kom ons vat hom net 'n goeie 20 jaar terug waar ek en jy eintlik mekaar leer ken het, en ek dink wat mense nie weet nie, ons was in 'n band saam gewees. Ons het, so mense weet natuurlik, kyk, meeste mense ken my as 'n ouetjie wat 'n paar instrumente speel. So voor ek nou maar gesing het ek mos nou getoer. Ek het hier by 2002 begin by Dozy as deel van sy orkes, en toe teens, en toe het ek so vir almal begin speel, en toe Bella ou my, en hy het die leeuloop uitgebring, en ek moet in sy band speel, en daar ontmoet ek dus natuurlik jou broer Robbie, ontmoet ek toe vir jou, en die rest is history. Ek dink jy was net uit matriek. Ek was net uit matriek uit. Ja, ek was heeltyd so klam, so sweterig gewees. So, Ja. Jy weet ek het van matriek, né? Toe ek uit matriek uit is, toe weeg ek 72 kg. Ek het 3 maande saam Robbie Was jy siek? Wat het jy met Ek was net klein en maar en nog daai tyd sport gedoen. 3 maande na matriek toe begin ek saam met Robbie toer. Ek het eers net speakers gedra. 3 maande nadat toe weeg ek 98 kg. Hoekom? Pies. Ek sal nooit vergeet nie, as ek klop is in die bus. Jy het so pies gevreet. Elke garage moet ons aftrek, ou Wenzel of Robbie, dan moet Robbie het eintlik bestuur nie, weet nie? Nee, hy het gelê in slaap. Of soek jy 'n paai. Jy het op 'n tyd het jy die garages begin uittrap of hulle gevra, wanneer begin julle 'n breakfast paai? Ja, jy kan nie eintlik 'n peppersteak of 'n steak en kidney in die oggend eet. Jy soek mos maar 'n eier en 'n bacontjie, en ek dink daar's nou nog nie so paai nie. 'n Bacon en eier paai nie. Ja. Ja, vir al die garages al buite kry 'n bacon en eier paai, dan sal ek weer begin paais vreet. Ja. Maar daai was goeie tye. Ja, ons het lekker. So ons het 'n goeie paar jaar saam getoer, en toe het ek nou mos nou maar later op my eie gegaan. Jy het heeltemal net op daai noot nog daai toedry, jy het heeltemal anders gelyk as wat jy nou lyk. Ja, Ek ben afgesien dat jy jonger was, want dit is 20 jaar terug. Jy was 'n bietjie meer. Ek het sulke lang krulhare gehad, Ja, wat jy ja. hier gehang. Jy het so, Ek wou ook soos Dozy lyk. jy wou ook soos Dozy lyk. Jy het so Ja. veilerige look aan jou gehad. Ja, ek was nogal. Kom ons van Rustenburg af, wat verwag jy? Ek was 'n myner. Maar jy was 'n myner op 'n tyd, né? Jy het Ek het dit gelaaf. Wat het jy gedoen op die myn nou? So, Jy gegrawe? Ek was in HTS Rustenburg, so Rustenburg gebore, Ja. skool gegaan, laerskool, hoërskool, tegniese skool, Ja. en toe het ek bietjie in 'n musiekwinkel gewerk en by 'n tabakkoöperasie. Ja. En toe ek myn toe, en ek was soos 'n regtig 'n grease monkey. Ouens op die myn sal nou weet wat dit is. Ek het maar
begin daar as 'n appie en ek het myself probeer opwerk. Ek was later bietjie store toe as 'n aankoper en in die middel van die ding toe kry ek enige oproep en kon nie glo dit hierdie ou, ek meen hy was massive. Daai tyd was Rypert net uit Tosedousie. En weet wat die snaaksste ding? Ek moet vir my audisie stuur. Want hy soek toe, hy het 'n band, maar hy soek 'n ou wat meer as een instrument. Maar hoe vind hy toe uit van jou? Het jy daai tyd in ander bands gespeel? Ek Jy het. saam jou pa gespeel? Ja, saam met my paal en in die pubs en toe gaan hy een aand Sun City toe en vriende van my Martin en Leon wat vir Rian Ja. byspeel. Hy sien hulle toe en hy sê hulle moet sy band raak. En hulle kort toe 'n ouetjie wat hy sê hy soek 'n ouetjie wat kan 2 of 3 instrumente speel. Hulle sê man en hulle is ook van Rustem. Ja. So het hierdie ouetjie. En hy sê toe ek moet kom vir audisie en al wat hy tekort is 'n keyboard speler, klavier, jy weet, en dan obviously die konsertina en die banjo en goed is 'n bonus. Ja, I love dit ja. toe. Maar ek kan nie keyboard speel nie. Beloof. Nou sit ek daai aand by my pa, ek bly nog by hulle. Ek sê nee, my pa sê maar jy kan mos enige ding sê. Ek sê pa, ek het nog nie die ding gevat nie. Ja, ek kap hom so met een handjie en ek sê volgende oggend harties toe. Ek sit net siek, ek sê vir myne ek siek. Hy harties toe. Ek sien Dousie kyk my so, kap hom so met een handjie. Maar toe ek die konsertina uithaal, toe sê jy het die werk. Dus Jy daai studie wat se naam? Ja, Die kruks laat jy die werk. Jy begin môre. Weet wat die grap? Ek het nou nog nie bedank by die my nie. Ek het net nooit teruggegaan nie. Ek dink hulle het my nog 'n maand salaris opgegee. Ja, ek wou nou net sê jy kry seker nou nog salaris van die My myne. broer, ek was so jonk daai tyd, jy worry mos nie. Ek het nie eens vir hulle gesê dankie baie nie, ek het net weg. Het jy toe Nog keys alles gespeel vir Dousie? Ja, vir Enigstens op- jare. O, jy het. Ja, vir jare. So jy moes hom toe eintlik maar leer van die Ja, begin ja. af keys speel en toe jy nou maar. Hoor jy, Hemmy, maar genoeg van my. Wat dink jy van my? Nee, Rikus, ek hou glad nie van jou nie. Maar weet wat die ergste? Ek meen, ek is ook eintlik maar nou in die musiekbedryf. Ek speel nie 'n jy weet in 'n band soos wat jy nou maar elke naweek toer en goed nie, maar ek weet eintlik nie so my ding met die musiekbedryf het begin met Robbie wat mos maar gesê het man kom werk vir my na matriek. So hy het gesê vat 'n gap jaar, kom dra vir my speakers, dis daai tyd wat hy net Leeuloop uitgebring het. En hy sê man kom werk 'n jaar vir my. Kom dra lekker speakers rond, kom toer bietjie saam met my. En hoe ek het nooit gedink ek gaan 'n instrument speel want ek is nooit my lewe was mos maar sport. Ek het op skool sport, rugby, cricket, jukskei, ek het geskateboard, ek het gesurf, ek het alles gedoen. So nooit het ek gedink ooit eers op skool ek moet 'n gitaar optel of dromme speel of wat ook al nie. En ek het vir Robbie gespeel en hy sê eendag vir my, hy kort 'n drummer vir 'n toer wat Namibië toe gaan. Daai 2005. En ek sê toe nee man, wat bedoel jy met ons kyk vir iemand vir jou draai sê nee, ek moet begin dromme speel vir hom. Ek sê ja, ek meen ek moet kan dromme speel as jy wil hê. Hy sê nee, hy stuur my vir lesse 3 maande later. 3 maande vandat ek my eerste keer dromstokkies opgetel het, toe speel ek saam met hom in Namibië. Ek weet. 3 songs? Ek kon nie cope hom en die joke is Robbie is so lief vir sy familie. Hy wil net vir almal 'n werkie gegee het, jy weet. Ander het boekings gedoen, jy het in die bands. Maar nou kyk ek die storie nog maar jy het geen nie laat ek nou opleiding gehad het. Ja, maar jy het groot Maar geword die joke is toe speel jy nou dromme en ek sal nooit vergeet nie. Nou is ons by in die bos en ons staan en kyk nou hier gaan Robbie nou op. Daai tyd toe speel ek nou nie meer vir hom. Ja. Of nee, ek het nog gespeel maar ek het nie daai aand gespeel Ja. vir my. Ek dink ek was saam met Teens daar of iets. En jy trek los op hoog. Maar jy speel regtig so eintlik so mooi, maar dit gaan meer oor die look. Ja. Jy lyk soos 'n Hans Wors agter daai kiet. Agter die dromme. Kyk, jy gooi 'n show. Nee, ek het passie. Mense het glad net hulle het net vir jou get passion. Maar die grap vir alles is toe jy dit nou regtig so half toe ek nou voel jy dit onder die knie toe besluit Robbie nee maar jy gaan nou byspeel. Ek gaan nou byspeel. Ja. Toe leer jy basgitaar speel. So ja nee. Ek was nooit goed nie nou. Ek meen jy kan my nie sê dat ek vir my die geel dat ek 'n musikant eintlik was nie. Ek het die werk maar gehad omdat my broer die Ek baas hoor was. jou maar ek meen dit was ek sê mos die look. Ja.
Mense het geniet om vir jou te kyk. Hoorie, maar ek het later van jare het ek so 1 of 2 gigs saam met jou ook gedoen. Toe jy nou jou solo loopbaan begin. Dis reg, maar ek het die basgitaar nie aangesit voor nie. Ek meen dit het jy nooit vir my gesê Ja, nie. nee, wat, Rikus. ek sit hom maar net daar gehou, maar die mense het na die tyd kom foto's vra vir jou. Maar ek's trots op jou eintlik, jy weet, om te vat waar jy vandaan kom. Jy het eintlik geswat vir 'n onderwyser, wat Ja. mense nie weet, en jy het bietjie skool gegee. En toe die hele ding met Robbie, en jy het net daai persoonlikheid dat mense onmiddellik van jou hou. Ek sê dit nou nie in volgorde nie, maar toe kry jy Talks and Chops. En toe sit manne boek jou vir golf daar om te kom praat en te kom MC en veilings te hou, en voor jy die stront uit jou oë uitvee of die twak, Ja, die twak. toe vra Afrikaans is groot jou om te MC saam met jou droomvrou. Saam met my droomvrou, saam met Minkie van der Westhuizen. En dit het ons nou laas jaar gebeur. Dit het laas jaar gebeur. Dit is definitief my hoogtepunt. Nee, dit moet Sal ek wees. sê van my loopbaan so. Maar ek lei nou hier na iets toe. Ja. Ja, laat ek Mense, so wat gebeur? Afrikaans is groot word opgeneem, gerekord, sodat dit nou kan gaan YouTube toe, dat mense nou na die tyd kan gaan kyk en luister. Marie Libbe is net hier by die straat af. Ja. Die wat jy weet, hy's 'n groot producer en hy doen al die klank by Afrikaans is groot. So hy moet nou na die tyd die klankmeng Ja. mix. Hy moet die ding mix en hy moet hom nou mekaar sit vir DVD. Nou wat gebeur? Hy het nou elke ou se mikrofoon kan hy apart aansit dat hy nou kan hoor wie sing waar. En Hammy, ek het vir jou 'n verrassing. Hy stuur vir my die. Nee. Rikus, dit So daar's 'n rede dat jy, wat ek wou nou vir jou vra, hoekom het Afrikaans groot jou nie gevra om te sing ook nie, en net om te MC, maar daar is wel 'n rede daarvoor. Ek gaan dit nou vir jou speel. Ek hoop nie, asseblief moenie vir my sê Ek daar's hoop waar die ek mense sing. kan hoor. Okay, hierdie kom van Marie af. Marie praat eers bietjie in die begin en dan hoor jy nou vir Hammy. Dis nou as ons nou die show klaar maak, die wat daar was sal weet. Totsies Afrikaans is groot, sien julle volgende jaar, en dan sing ons 'n liedjie. Hier gaan hy. Hoor hoe mooi. Dames en heren, ons sien julle volgende jaar, selfde plek, selfde tyd, net hierso, by Afrikaans is groot. Daar die beste, van die suide tot bo in die noorde, hou ons naam omhoog, Ons naam. want Afrikaans is groot. Afrikaans is groot. Superster. Hoor vir ou Marie. Yes, mamma, Dit is verskriklik. hoekom is my mic oop? Ek meen, hoekom want ek dink My, 'n nee, mic nee, oop nee, is- my vraag is, hoekom het jy gesing? Maar ek Jy- meen, wat anders moet 'n ou doen Jy's daai daar om tyd? te MC. Jy moet die mense net groet en dan waai jy vir hulle op die einde. Hoorie, het ek een noot raak geslaan daar of nie? So jy het hier en daar, nee, jy het nie eintlik 'n noot raak geslaan nie, maar die grootste grap is jy neek nog die woorde ook op. Hou ons naam om. Dit is hou ons taal om. Maar alright, daar's 'n Yes, dis verduideliking vir dit. So embarrassing ek is daai. om net aan te sluit by jou Robbie daar, ek is so bly het jy nie gevra om te sing. Om te sing nie. Want die ergste is, ek het op 'n tyd BB's gedoen, maar dit is, ek dink hy het presies dieselfde gedoen wat jy gedoen het, dat my gemute. Maar hoorie, Ja. Skus tog. Jy het 'n plate 'n rekord deal gehad op 'n tyd. Ja, ek meen, hoe dit ook gebeur, weet ek nie. Onthou jy eintlik hoe het dit gebeur? Ek was saam jou. By Oudtshoorn. Ja, by Oudtshoorn, toe jy 'n nar die aand, ons kuier toe na die tyd by ons huis. En die platebaas kyk so hy tog. Ja, maar hierdie ou is verskriklik snaaks. Wie's dit? Ek sê dis Robbie se boetie. Hy vra vir my, kan hy sing? Ek sê ja, maar ek lieg. Want ek tog, hier kom nou geleentheid vir jou. Wragtig. Teken hom. Daar's 2 liedjies uit van hom actually, hoor, gaan check hom. Is? Maar die een wat ek wil hê julle moet uitkyk is Hammy Wessels, Bruce Lee. Gaan check hom uit.
Dan sê hulle vir my, hoor jy, maar kyk in die studio kan hy ouens nou wonder het. Jesus, hulle het vir hom ge-auto-tune, hoor. Kyk jy, ons kan jou stem ons nou enige ou kan eintlik sing as jy Ek dink inteendeel dit is nie eers my stem daai wat hulle ingesit het. Hulle het Vir Robbie gedink, gevra. Vir Robbie gevra. Kom sing so hoog, maar hulle het ek sou 3 songs gedoen het daar by Select en toe na die tweede song toe sê ek nog vir Ernst, toe sê ek Ernst, hierdie is nie vir my nie. Nee, het hulle jou nie gevra om te gaan nie. Nee, Ek probeer dit nou laat klink asof dit hulle het gesê Hammy, sorry. Hierdie gaan nie vir ons werk nie, my vriend. Vat jou goed en vaai. Hoor jy net terug by my, ekskuus man. Ja, sorry man. Ek hou nie daarvan om te Ja, genoeg nou oor my. Ja, sorry, om te genoeg oor skoggie, my. maar mense sou sien hier's nou 'n paar toekennings wat ek al gewen het. Ek het 'n bottel brandewyn ook gewen. Ja, dit was by 'n golfdag. Ja, so ek sit hom Ja. by my toekennings. Die ergste is, dis 'n halwe bottel brandewyn. Ja, jy het 'n halwe bottel harde kool gewen. Hy was vol toe ons vanoggend hier aangekom het. Wat het jy gemaak? Nee, dit was Henry ons regisseur. Hy drink mos heeltyd, ja. Natuurlik harde kool brandewyn. Dit is nou my en Hammy en van ons partners. Ons het hom so rukkie terug uitgebring. Ja. En wat 'n lekker, is dit nie eerlik nou? Nie omdat ons nou naam gekoppel is, wil jou naam gekoppel is en dis regtig die lekkerste brandewyn wat ek al ooit gedrink het. En ons drink nogal, ek meen ek en jy kan nogal brandewyn drink veral op 'n jagtrip. Dis regtig die lekkerste brandewyn. So nou nie dat ek 'n groot drinker is nie, maar ek ek kry nie babbelas van hom nie. Ja. Toe kom ek agter dis omdat daar geen alkohol in is. Maar dit is die It's amazing. Hy gee jou nie die gevoel wat 'n ander brandewyn gee nie, die aand as jy kuier nie, maar ook dan nie die volgende oggend nie. Hoorie maar wat ek jou nog wou gesê het is so ek en jy praat elke dag. Ja. Ons sluit hom ons nou in die oggend. Ja, sê Moet ek vir vir mense die sê? mense, sê vir die mense. So jy vat mos nou 'n koffietjie in die oggend dan Ja. gaan jy nou na die wit stoel toe dan gesit jy mos. Hierso, die porseleinskooter, hierso in hierdie kamertjie. Dan word ek gevideo call en dit het toevallig net die eerste paar keer is ek dink ons tydsberekening is ons gaan sit dieselfde tyd. Ons is in sync. Kom ek stel dit so. Sit hy by sy huis, ek by my huis, dan word ek gevideo call om te praat oor die dag. Ja. Die besprekings, wat lê nog voor, dan video ons call ons mekaar nou op die troon. Probeer dit bietjie, is nogal Wel, ek dink dis waar hierdie podcast sy naam eintlik kry. Twak praat. Want ons sit podcast. Ons sit en dis eintlik waar die idee vandaan kom. Van dit wat ons daar op die toilet sit en praat met mekaar is eintlik maar wat ons eintlik maar met die mense deel. Die mense kan bly wees ons sit nie hier op toilets. Ja. En Maar nie ons- met hulle nie. om met vir mense sê ek en hy doen al saam. Ja. Ons werk saam. Ek meen ons praat elke dag met mekaar. Ja. Ons jag saam. Maar weet jy wat ek het die heel meeste gemis in my lewe? Ja. Weens jy kon nie gaan nie weens Ek het 'n fees gehad. huishoudelike verpligtinge. Dit was nie iets belangriks nie. Ek dink dit was jou huweliksherdenking of iets. Ja, dit iets kleins. Toe kon jy nie saam gaan Perth toe nie. So is my eerste tripie. Ek meen jy het nou 2019 World Cup gedoen in Ja. Japan ja. En toe doen jy nou in Frankryk en daar het ek nou saam met jou 'n bietjie gaan kuier so rukkie. Maar ons gaan toe nou die dag Perth toe, my broer vir Drieke se fight teen Adesanya en dan nou die bokke speel Ja. ook mos nou teen Australië. Die trip van my lewe. En al wat ons vir mekaar heeltyd daar sê is, waar's Hammy? Dit maak seer nog steeds. Want as jy dit- sou gelewe het. Ek sou daar. gelewe het. Kyk, Ek sou myself waarskynlik verloor het daar op sulke trips raak dit die oomblik net te groot vir my. So Nee, absoluut. ek wil net vir die mense sê dat ek is lief vir sport. Ek het regtig 'n passie vir sport, maar as daar een ou is wat regtig meer van sport hou, is dit jy. Ek meen 'n naweek as jy nie werk nie en jy is nogal naweke baie besig, maar dan sit en kyk jy rugby. Jy kyk tennis. Jy kyk golf. Jy kyk boks, jy kyk UFC as daar is. Kwaai. En daai ondervinding en ek was eintlik dit was nou vir my baie erg dat ek nie daar was nie, maar dit het my eintlik so bly gemaak die feit dat jy daar was en dit wat jy experience het daar. Dink ek nie het enige iemand 'n sportliefhebber al experience nie want jy was die so jy het self van show daar. Jy was daar net jy was nie net vir rekreasie daar nie. So Joe Black het my eintlik saamgedoen. Ja. Ek en Joe in Japie van Borsmel. Ag Bobby van Jaarsveld. Ons het gaan show. Ja. So dit was die Vrydag aan die show, Saterdag aan die bokke, Sondag Drieke se Ja. fight.
my ou vriend. Maar wat het want ek dink O, die so- grootste oomblik Nee, was die by die grootste hotel. nee, ons gaan nou meet and greet. Ek Ja. het nou vir Driekus ontmoet al en maar ons en die bokke gaan nou saam aan hom 'n saam met Old School 'n bomber jacket Ja. oorhandig en nou's Driekus daar en al die bokke kom en man, ek staan nog hier met Eben in gesels en Sia Kolisie ek sien so uit die hoek van my oog, maar hy praat in die hart, hy sê Riekie. En hy roep my, sê vir my, dis is such a moment, ons is so bo op 'n stoep, jy weet, en almal is nou daar. Sing for us. Manne, dis 'n voorreg. Sê Sia vir jou. Ja. Sia vra dit vir jou. Sing for us. Ek sê, okay, yes, by all means, I haven't got a guitar here, but we've got one which we want to put on the auction. Ja. It was a cheap guitar. En so gebeur dit toe, ek sê, okay, maar, yes, dit raas hier so, ek het nie 'n mikrofoon of 'n, hy sê, don't worry. En ek vat die gitaar en toe ek reg staan, toe skree hy so, almal, my praat Afrikaans. Kom hier, Eben, kom, roep die manne. Kom en Driekus staan daar, hy weet nie wat nie, en ek doen toe nog, want die ouens van UFC, almal is nou daar, en hulle, meeste is Engels. Toe, kykie, ek sukkel mos met die Engels, die maar Brits, ja. toe praat ek nou so 'n stukkie Engels, en Driekus, good luck with the fight, en bla bla bla, en Bokke, Sia, we're rooting for you guys, en ek flip en sing hy song, en Sia het dit met sy selfoon afgeneem, en hy post, en daai ding gaan viral, miljoene views binne 'n dag, ek kon nie cope met dit nie, maar dit was nou, dis my hoogtepunt van my lewe, omdat ek so verskriklik lief vir sport is. Ek dink die ding met my en jou is, ons het dieselfde droom gehad, wat ons nie gedoen het nie. Kyk, musiek is in my ingebore, maar ek het nooit gedink ek gaan dit voltyds doen nie. Toe ek klein was, kon mens nie regtig voltyds musiek maak. Jy weet, ek meen dis voor Afrikaanse musiek so oplewing gehad het. Ek wou 'n sportsman geword het en jy ook dink ek. Ja. Hoekom het jou dan nie uitgewerk nie? Ek het my knie beseer. Wat het met jou? Ja, sorry man. Ek het my lewer beseer as gevolg van nee, ek is amper daai ding van jack of all trades, master of none. Ek kon miskien maar ek was een van daai ouens wat nogal laat ontwikkel het. Matriek het ek nou maar eerste span rugby gespeel, die eerste span cricket gespeel. Ek was nie 'n heavy uitskieter gewees nie. Ek het nie so 'n bietjie Boland streekspan gespeel met cricket en al daai. Ek het eintlik na skool toe ek nou 'n bietjie klub cricket gespeel het hier by Harlequins, toe het ek eintlik eers maar half begin perform en goed, maar toe is die tyd ook half. Toe het ek nou al klaar wat ek vir hobby werk en 'n ou kuier en jy's op die pad en toe is die droom lankal daarmee heen om 'n ou kuier gat. 'n ou kuier, dis al wat jy hoef te gebruik. That's it. Ou kuier. Die kuier het my maar voorgespring, maar ek is nog steeds eintlik maar in die sportbedryf. Ek doen dit nie self nie, maar naweke praat ek oor sport. Ek doen die in Fransja, in Japan, wat hy nog steeds in die mix is met sport en hy is nog steeds tussen al die sportsmanne. So as ek hier sit, ek is nie spyt. Nee, is nie spyt nie. Nee, ek gaan ou nie spyt wees nie. Jy die lewe deel vir jou partykeer ander kaarte uit. Dis die ding. Jy weet? Hoorie, jy het dit amper gemaak. So gepraat van sport, jy het korfbal gedoen. Jy weet ek het nog nooit in die Kaap is korfbal. Dis nie eers 'n sport dink ek in die Kaap nie. Ek het nog nooit, jy weet ek het nog nooit gehoor van korfbal. Nie dat ek neerpraat daaroor. Almal ken vir Franco Mostert wat vir die bulle vir die Springbokke speel of vir die Leeu's gejol het. Goed. Nou vra vir Franco. Hy het sy SA klere dink ek in korfbal en hy het gespeel vir Mooinooi of vir Brits, ek het vir Rustenburg gespeel. Joost van der Westhuizen het ook sy Springbok klere in korfbal. Nou korfbal is netbal maar vir mans. Ek weet nie hoe om dit anders te verduidelik. Ek moes dit begin speel want ek het my knie seer gemaak met die rugby en toe kon ek nie. Toe het ek so 'n bietjie cricket gespeel en toe begin ek korfbal speel in. Maar is 'n ou bietjie skaam daai tyd om vir jou pelle te sê jy speel korfbal ja, jy was ek meen dit het net great. Maar dit is 'n lekker sport. Baie lekker, dit was lekker. Maar dis hoekom ek sê ek beloof nou vir al die name wat jy nou genoem het is ouens wat hier in die noorde groot geword het. Daar is nie in die Kaap vang ons maar vis en ons drink crackling. Ek meen hierdie hele omliggende area Pretoria, kyk ek se noordwester. Rustenburg. Kyk nou vir Franco wat daar was. Driekus, Harties. Hy het nie korfbal gespeel. Hy het nie korfbal gespeel, maar ek bedoel, hier kom goeie sportsmanne hier. Ek hoor wat jy sê. Verstaan wat ek sê? Ja.
Nee, die talent is hier bo, dis 'n feit, ja. Nee, daar in die Kaap is natuurlik baie talent, maar jy ken my, ek is mos maar 'n ou Bosveld. Nee, jy is lief Kap vir hom my. maar Ek hierso. weet, jy's baie lief vir die wat se naam. Ja. Rikkie, het jy ooit gedink in jou lewe dat jy, ek meen net om nou terug te kom na die musiek dinge toe en ons te veel, maar het jy gedink jy gaan in jou lewe kom wat jy byvoorbeeld voor 'n Springbok span en 'n Driekus eintlik die wêreld reis met musiek. Al daai tyd met Dousie ook. Toe jy vir Dousie begin het jy gedink, okay, hier gaan ek gaan die wêreld eintlik sien as gevolg van musiektalent. Nee, soos ek sê toe ek sonder om my ouderdom weg te gee. Ek bedoel, ek's nou nie stok oud nie, maar toe ek groot geword het, toe ek nog klein was daar nie baie sanger. Ek kyk, Worsie was daar en Bless en jy weet, kom ons sê Tannie Sonja Herold en Tannie Lorika. Jy kan hulle letterlik op jou hand noem hoeveel eintlik 'n lewe gemaak het uit musiek uit daai tyd. Nee, daar was 'n paar, maar dit was nie wat dit daar's nou baie. Verstaan jy wat ek sê? Kom ons sê van 99 af, 2000 toe begin hy mos nou groot gaan. Nee, ek het nooit gedink ek gaan die wêreld so sien en flippin voor my heroes optree en nee, dis amazing. Dis regtig lekker. Sal jy sê ons musiekbedryf is op 'n goeie plek waar dit nou is, Afrikaanse musiek. Baie Jy goed. sien ek my vrou bel, maar ek gaan nie antwoord nou nie, hoor. Sy weet mos ons sit en gesels nou. Is julle nog getroud? Ja, O, ons is nog. Ja. Jy nog happy? Ag, op tye, ja. As ek kuier saam met haar, is ek gelukkig maar. Nee, ek hoor jou, ja. Ag, ou moet dit maar maak werk. Nee, maar dit maak werk. Ek meen, wat anders kan ons doen? Ek het 2 kinders, so ek. Ons kan nog in ander episodes kan ons praat oor die huwelik ook. Ek het soveel kennis wat ek nie wil graf toe vat nie. Nee, dis die Ek ding. wil dit deel met Ons moet dit by die mense. Ek wonder of ons nie ons vrouens een keer op die program moet kry nie. Laat die mense hulle ook maar bietjie leer ken. Ek meen die mense sien ons nou half gereeld en miskien wel die mense sien jou vrou ook redelik gereeld, maar ek dink hulle moet bietjie langs ons kom sit en bietjie vir die mense net vertel wat se goeie mans ons eintlik is. 100%. Nee. En dan som op daai noot, ons gaan hierdie nou elke week doen. Ons gaan dit elke week doen. Elke week ons gaan nie voorberei nie. Nee. Ons gaan 'n paar interessante goed doen, maar ons gaan nie veel uitbrei nie. Nee. Ek stem. Nee, skryf 'n paar mense, ons gesels bietjie. Dit wat ons in die oggend op die ablusie doen, dit skuif ons letterlik nou net hiernatoe. Ek's eintlik spyt ons sit nie op toilette hier nie. Ek kan altyd die banke skuif. Ek het wel 'n doek aan. So ek het in elk geval gedoen wat ek in elk geval in die oggend Ek het gesien jy druk net as jy met my praat. Stink nou hier so in die wat se naam. Rikus is baie goed om jy weet te sien. Wie die lekker ding van nou, ons sien mekaar nou nie, ons gaan nie mekaar nou elke week net op die skerm sien nie. Want daar gaan party weke verby wat ons mekaar net op ons fone sien. Ons praat elke dag met mekaar, maar nie in lewende lywe nie. So nou gaan ons mekaar elke liewe week in lewende lywe sien. 100%. Okay, skit my blad. Op Twak praat. Lekker om jou te sien. Lekker. Dankie vir jou studio, hoor, hier in Hardekoel studio. Lekker hierso. Ja, wat jy met jou eie hande gebou het. Yes. Ja. Met talentvolle man, daai tegnies Rustenburg. Wanneer eer ons? Elke donderdag aand 7uur. Gaan Nou maar toe. Elke donderdag aand 7uur en dan bly dit op al die platforms. Al die platforms. Mense kan maar kyk op YouTube en goed en dit bly daarop. Dit bly As jy nou nie donderdag 7uur kan kyk, julle weet mos hoe werk streaming, jy kan dit vir altyd kyk. Gaan as die mense groet of lei ons maar net af want ek moet gaan werk nou, hoor. Dankie dat julle ingeskakel het vir die eerste episode van Twak Praat. Hier gaan interessante goed gebeur. Share asseblief hierdie video met almal. Laat ons kan voete en kyk, wel nie voete nie. Kykers kry. Kykers. Voete. Mense, hy moet nog steeds sy voete gebruik om voor sy rekenaar te gaan sit. En dan moet jy jou oë gebruik en jou ore. So maklik soos dit.